Hulle wat seuns van God is, word gelei deur die Gees van God. Vandag praat ons oor die doop. Watter doop? Die doop in water. Of kom ons kyk wat sê die Bybel oor die doop. En u besluit self, wat sê die Bybel oor die doop? Ja, kom ons bid saam. Vader, dankie dat u vir ons wysheid gee in Jesus naam, om dit te deel wat op u hart is, vir wie ook al gaan kyk. Ons dankie daarvoor nou in Jesus naam. Amen. So, daar was 'n paar vrae oor die doop. Wie kan jou doop? Waar moet ek gaan? As ek gedoop word, word ek 'n lidmaat van daai kerk? Of kan enige iemand my doop? Wie? So, as ons na die Bybel toe gaan en ons gaan kyk, dan ek dink dis logies dat 'n medegelowige jou kan doop. 'n Medegelowige. Iemand wat vrymoedigheid het, iemand miskien in die leierskap van jou gemeente, of net ek sien party ouens gaan Jerusalem toe, amper sê ek Orania toe, om gedoop te word. Maar party sê, nee, hulle wil in die Jordaanrivier gedoop word, en dan gaan hulle met 'n toergroep, en dan word hulle daar gedoop. Doop, red die doop jou. Wat doen die doop in water met jou? Die doop in water is 'n teken dat daar reeds iets met jou gebeur het, wat net God kon doen. Net hy kon jou 'n nuwe lewe gee. En net hy kon vir jou die bevestiging gee dat jy 'n seun, 'n dogter van God is. In Handelinge 8 is daar 'n man en hy ry op 'n wa en hy lees iets en hy verstaan nie mooi wat hy lees nie. En Filippus kom by die wa, die Here het vir hom gesê, gaan na daai wa toe en help hierdie man. En hierdie persoon gaan en Filippus klim op die wa en die hofdienaar sê, van wie word hier geskryf in die boek Jesaja? En Filippus lê vir hom die evangelie uit en die Bybel sê hulle kom by water en die man sê, daar's water, wat verhinder my om gedoop te word? En die volgende versie, daar vers 36, 37, 38, sê hy duidelik, Filippus sê vir hom, as jy glo met jou hele hart, is dit geoorloof. Wat? Die doop. Ja, so in Handelinge 8 vers 36 sê dit, en hulle het langs op hierdie pad gery, en hulle kom toe by water. En hierdie hofdienaar sê, kyk, daar's water. Kan ek gedoop word? Wat verhinder my om gedoop te word? Ek vertaal hom nou in Afrikaans. En dan is dit nogal vir my baie snaaks, dat vers 37 uitgelaat is. En dis die antwoord. Dis die antwoord op hierdie vraag. En as jy sien, op die voetnota hieronder sê hy, sommige manuskripte sluit in wat Filippus gesê het. If you believe with all your heart, you may. Vers 37. Sommige manuskripte gee die antwoord. Want die vraag is tog van die hofdienaar wat sê, wat verhinder my om gedoop te word? En nou as jy nie vers 37 in het nie, dan is daar nie 'n antwoord nie. En hulle het in die water afgegaan, hy sê duidelik hierso, en hulle het afgegaan in die water in, en Filippus het hom gedoop. Nou, so wat is die voorwaarde? Jy moet glo in die Here Jesus, en dan kan jy gedoop word. En ek hou daarvan dat dit op jou eie versoek is. Dat jy vir iemand kan sê, ek wil gedoop word. En dan kan hierdie medegelowige jou doop. Want het maak nie sin om 'n ongelowige te vra om jou te doop nie. Iemand wat glo. En dit kan jou predikant wees, kan 'n pastoor wees, kan enige herder wees, kan enige medegelowige wees. Maak dit jou deel van die kerk, van daardie genootskap. Hulle sal dalk vir jou sê, as jy hier gedoop word deur ons, dan is jy deel van ons. Maar jy is reeds deel van die kerk.
Jy glo in Jesus Christus en dit maak jou deel van die globale kerk van God. Jy is 'n deel van die liggaam van Christus. So, jy is 'n deel van die liggaam van Christus en jy word gedoop en dit maak jou nie deel noodwendig van daai liggaam nie, behalwe as hulle vir jou sê, as jy hier gedoop word, dan word jy deel van ons. Maar anderster, laat jou doop. Daar's water. Wat verander jy om gedoop te word? As jy glo met jou hele hart, is dit geoorloof. Dan kan jy gedoop word. Nou, dan Petrus sê dit, hy vergelyk die doop met die water wat toe Noag die ark gebou het, toe gaan die mense in die ark in. Dan sê dit in Petrus, waarvan die teebeeld, die doop, ons ook nou red. Nou lyk dit vir jou, of die doop in water jou red. Maar, daar is 'n doop wat red. En dis die doop in die dood van Jesus Christus. En as jy inkom in die koninkryk van God in, dan sê jy, ek het gesterf saam met Jesus, ek het opgestaan saam met Jesus, ek aanvaar hierdie evangelie boodskap. En daardie doop red jou. Watter doop is dit? Die doop in die liggaam van Christus in. Wanneer gebeur dit? Wanneer jy Jesus bely as jou redder, dan word jy deel van die koninkryk. Nou, die doop is 'n teken van, ek het Jesus aanvaar as my verlosser. Ek is gekruisig saam met Jesus, ek is begrawe saam met Jesus, ek het opgestaan in 'n nuwe lewe saam met Jesus. Ek wil dit vir julle wys, hier om my. Dit is wat met my gebeur het. Ek het gesterf, ek is begrawe, ek het opgestaan in 'n nuwe lewe. Dit is so mooi. Daardie doop, daai aksie. Ek onthou my eie lewe, ek het gewonder oor die doop. En ek het gelees in die Bybel en dan lees ek, maar hier, die ouens het geglo en hulle is gedoop. Geglo en hulle is gedoop. Jy kan Handelinge 8 lees, jy kan Handelinge 19 lees, jy kan Handelinge 10 lees. Die mense het eers geglo en toe is hulle gedoop in water. En ek begin te sien, maar die Bybel is vol daarvan. Dan lees ek weer 'n ander boek, en die boek sê hulle, nee. Jou ouers kan jou doop. As jy klein is, kan jy besprinkel word. En ek wonder, maar waar is dit in die Bybel? Dan lees ek weer die Bybel, dan kry ek dit nie. En dan is ek weer de mekaar. En elke keer het ek gesê, ek voel, ek word oortuig van dit. Van die doop van 'n gelowige. Dis wat ek in die Bybel sien. En toe kyk ek en ek sien op een plek Jesus is gedoop in water. Toe kom hy uit die water op en die Heilige Gees kom in 'n liggaamlike gedaante en gaan sit op hom soos 'n duif. En hy hoor 'n stem wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag. Pragtig. En ek dink, ek wil gedoop word want ek is nou 'n gelowige. Ek was 18 jaar oud. Jesus aangeneem as my verlosser, ek weet ek's gered, nou wil ek gedoop word. Nou skryf ek dit hier voor in my Bybel. Die Here praat met my oor die doop. 1. Tweede keer. Die Here praat met my weer oor die doop. Tweede keer. Jy sal dink, derde keer dan moet ek daarom dit doen. Maar ek onthou 22 keer het ek so in my Bybel geskryf, dat die Here praat met my oor die doop. En toe sê ek vir die Here, goed, die eerste keer, as ek in 'n gemeente kom en daar's 'n doopdiens, dan sal ek gedoop word. En ek onthou daar in Pretoria, is daar 'n Baptiste kerk en hulle het 'n doopdiens die aand. En ek gaan eers buitekant toe en ek sê, Here, moet ek my laat doop? Is dit die aand? En ek maak my Bybel oop en ek lees van water en dit. Nou, dis heel onteologies dalk, maar ekskuus tog, vir my was dit heel logies. Ek sien doop en ek gaan. En die ou sê, ja, hulle kan my doop. Dis alright. Ek hoef nie die kursus by te woon nie. Party kerke sê, jy moet eers die kursus bywoon voor jy gedoop word. Nou, dis hulle policy,
dis hulle manier, dan volg jy dit, want jy onderwerp aan daai gemeentes is 'n struktuur. Maar dis nie 'n voorwaarde nie, vir jy wat gedoop wil word nie. Jy hoef nie eers 'n kursus deur te gaan nie. Jy moet net weet, daar's water, wat verhinder my om gedoop te word? En ek gaan toe en hulle doop my onder dompeling, in die water in en uit. Nou, party mense sê jy moet gedoop word in die naam van die Vader, een keer in, uit, die Seun en die Heilige Gees, 3 keer onder. Jy kan doen wat jy smaak, maar ek sê, 1 keer is genoeg. En ek wil vir jou die storie vertel. Hierdie een ou gaan en hy sê, hy twyfel toe, moet hy 3 keer onder gaan of 1 keer? En hy sê vir die prediker, hy sê, maak dit maar 3 keer, dan dek ons alles, 1, 2, 3 keer. En prediker was redelik oud gewees en hy staan in die doopbad en hy druk hier onder in die naam van die Vader en toe gly hy. En hy hou die ou onder, want hy wil nou opkom uit die water uit. En uiteindelik het hy hom uit en die ou skree, 1 keer is genoeg, 1 keer is genoeg. Dis sommer 'n ou grappie, maar ek dink 1 keer is genoeg. Maar as jy wil 3 keer, maak jy saakie. En was dit jou sonde af? Dis ook 'n vraag wat baie mense vra. Want in Handelinge 2 vra hulle vir Petrus, hulle sê, wat moet ons doen? En Petrus sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word vir die afwassing van sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want hierdie belofte kom vir julle toe en julle kinders en die wat daar ver is. Nou dink mense, ja, hier staan dit, die afwassing van sondes. Die doop is afwassing van sondes, hier staan dit. Maar ons weet dat afwassing van sondes kom deur die bloed van Jesus, nie deur water nie, deur die bloed van Jesus. Nou hoekom het Petrus dit gesê? Onthou die doop wat hy geken het, was die doop van Johannes. Want Johannes die doper in Markus hoofstuk 1, het Johannes die doper mense gedoop met die belydenis van hulle sondes. Hulle moes bely, hulle het sonde, hulle het die verlosser nodig, en Johannes het gesê, ek is nie die een nie, maar ek sê vir julle, die een, ek is die wegbereider vir die een. As julle dit glo, kom, laat ek julle doop. Julle glo dit. Vir die afwassing van sondes. Hulle moes hulle sondes bely. En dit was die voorwaarde. Maar ons sien dit nie weer in die boek van Handelinge, dat hulle sondes bely het nie. Hulle het 'n redder bely. Hulle het die redder bely. En toe is hulle gedoop in water, omdat hulle 'n redder bely het. Sien, Paulus kom by ouens in Handelinge 19, hy sê vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gelowig geword het. Hulle sê, ons het nie eens geweet van die Heilige Gees nie. Hy sê, met watter doop is julle dan gedoop? So wat het dit met geloof te doen ensovoorts? Maar Paulus sê, vir hulle duidelik, met watter doop is julle dan gedoop? Hulle sê, met die doop van Johannes. Dan sê Paulus vir hulle, Johannes het met die doop van bekering gedoop. Maar, ek verkondig nou aan julle, dit wat Johannes voorgestaan het, Jesus het gekom, hier is hy. Glo julle? Ja, hulle glo. En hy doop hulle. Bybel sê in Handelinge 19, en hy het hulle gedoop, daar was 12 mense, hy doop hulle in water. En hy stop nie daar nie. Hy lê op hulle die hande, sodat die Heilige Gees op hulle kon kom. Hoekom? Want Handelinge 1 vers 8 sê, jy sal krag ontvang, om my getuie te wees, as die Heilige Gees op jou kom. As jy gedoop word met die Heilige Gees. Hierdie is ontsettend belangrik vir jou fondasie. Bekering, jy bely Jesus as jou Here. Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond Jesus as Here bely en glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Jy sien, daar staan niks van as jy jou sondes bely nie. As jy Jesus as Here bely, want ons verkondig nou aan jou 'n redder en jy aanvaar hom, dan is jy gered, klaar.
die doop in water, gaan jy nie meer gered wees nie. Jy gaan nie beter gered word as jy gedoop is nie. Maar, jy word gedoop in water, want jy identifiseer daardeur met jou belydenis van Jesus as Here, identifiseer jy met Jesus se sterwe aan die kruis, begrafnis en die opstanding van Jesus Christus. Mooi, nee. Dit is die beeld wat God vir ons gee. So, laat jou doop. Jy sal uitvind, as jy wonder oor hierdie doop, en jy nog nie gedoop is nie, dis asof die Here weer en weer met jou kom praat oor die doop, totdat jy gedoop is. En as jy gedoop is, dan weet jy, dit was die regte ding wat ek gedoen het. So, moenie weghardloop vir die seën wat die Here jou wil gee nie. Nou, wat bedoel ek? Die Here het 'n pad wat hy met jou stap. So, en jy met hom. En dalk is jou volgende stap om gedoop te word in water. En hy wil so graag hê, doen dit in geloof, sodat jy meer geseën kan wees. Dit is wat God wil hê. So, doop in water. Dan die dooping met die Heilige Gees. Ook baie belangrik vir jou fondasie. En dit is wat Paulus, as hy by mense kom, dan sê hy vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gelowig geword het. Want die groot ding wat Jesus kom doen het, een van die groot goed, is sodat jy deur hom by die Vader kon uitkom. Dit is 'n fantastiese ding. Sodat jy die Heilige Gees op jou kan ontvang en in jou die wedergeboorte deur die Heilige Gees se werk kan ontvang en jy 'n seun en 'n dogter van God kan wees. Nou, dis soos iemand wat, hy's op pad Johannesburg toe, maar op pad Johannesburg toe stop hy by Heidelberg. En hy bly daar, want dis vir hom lekker. Maar, hy's op pad Johannesburg toe. Hy het nog nie die plek bereik, wanneer toe hy op pad is nie. En Jesus het 'n weg gemaak, sodat jy daar kan uitkom. Waar? In Christus. Sodat jy in die Vader kan wees en die Vader in jou. En dat jy dan die gedoop kan word met die Heilige Gees en dat jy krag kan hê om te getuig. Dit maak alles die deur oop vir die gawes van die Heilige Gees, om deur jou te werk. Jy het baie keer die gawe van onderskeiding nodig. En die Heilige Gees is in jou. Hy kan vir jou wys, hierso, so. Jy sien, die gawes van die Heilige Gees, soos tale praat, kom ook ter sake. Jy weet, en dit is eintlik nie moeilik as jy net die Bybel lees nie. Lees die Bybel en vind uit, wat is tale? Hoekom is dit een van die gawes wat baie gemeentes opbreek, of baie gemeentes baie goed saambind? Hoekom? Want dit is een van die gawes wat jy met God praat, en jy praat verborgenhede tot God. 1 Korintiërs 14, jy praat verborgenhede met God. Jy word gestig. Jy sien, en dink jy nou nie die duiwel sal dit wil beveg nie? As dit een van die gawes is wat jy deur jou eie wil, jy kan nou in tale bid as jy wil. Maar ek kan nie byvoorbeeld die gawe van wonderwerke, genesings, net so aan en afsit in my lewe nie. Maar die gawe van spreek in tale kan ek wanneer ek wil. Dis een van die gawes wat God jou gegee het en wil gee. As jy nog nie, jy sê, maar is dit vir my? Moenie die mekaar raak nie. Markus 16 sê, hy wat glo, sal met nuwe tale praat. Paulus sê, wees my navolgers, soos ek het van Christus is. 1 Korintiërs 11, vers 1. En wat sê Paulus? Ek praat meer in tale as julle almal. Hy sê in 1 Korintiërs 14, moenie verhinder dat daar in tale gepraat word nie. Jy sien, dit is so duidelik, maar dis 'n gawe wat jou verstand te bowe gaan. Jy verstaan nie wat gesê word nie, maar jy ervaar stigting.
Hy wat in 'n taal spreek, 1 Korintiërs 14 sê, stig homself. Jy sien, so dit is alles wat die Here vir jou het. So wat sê ek vir jou? Bekering, laat jou doop in water. Vra Jesus om jou te doop met die Heilige Gees, en hy gaan nie vir jou sê, nee, nie nou nie. Hy gaan, want hy wil jou doop met die Heilige Gees. Hy is die doper met die Heilige Gees. Matteus 3 vers 11. Dis in Matteus, Markus, Lukas en Johannes sê hy is die doper met die Heilige Gees. Johannes die doper sê, ek doop julle met water, maar hy wat na my kom, sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Ek wil afsluit met dit. Nou sê ou, maar hoekom in die briewe van Paulus? Praat Paulus omtrent nêrens oor die doping met die Heilige Gees nie. Van die doping met die Heilige Gees. Hoekom praat hy nie daaroor nie? Want elkeen van die briewe is aan die gelowiges. Wat in Paulus se oë was 'n gelowige? Dan gaan kyk jy, wat het hy gedoen? Handelinge 19, hy het gesê, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het. So, Paulus wou hê mense wat gelowig geword het, moet ook gedoop word met die Heilige Gees. En hy het hulle gedoop in water. Moet mense wees wat gedoop is in water. En daarom sal jy sien, in die briewe, soos in Romeine, sal hy vertel, wat gebeur met jou? Wat het gebeur met jou deur die doop? Wat is dit? In 1 Korintiërs vertel hy vir jou, jy is gedoop in die dood van Jesus. Hy beskryf vir jou wat nou gebeur het met jou as gelowige. Hy sê, weet jy dan nie dat jy 'n tempel is van die Heilige Gees nou nie? Jy, want jy is gelowig, jy het die doping met die Heilige Gees ontvang. Jy word gedurig vervul met die Heilige Gees. Nou sê hy, weet jy nie dat jy 'n tempel is van die Heilige Gees nie? En hy vertel hoe dat jy in tale kan bid, en dat tale tot stigting van jouself is. En as jy in 'n taal wil praat in 'n gemeente, doen dit so 2 of hoogstens 3 en by beurte. Jy sien, so hy verduidelik daar goed. So, moenie dink, die doping met die Heilige Gees is nie belangrik, omdat Paulus dit nie noem in sy briewe nie. Gaan kyk in die boek Handelinge, hoe belangrik is dit. Gaan kyk in Johannes, die boek Johannes, voordat Jesus weggaan. Toe Jesus aan sy disippels verskyn, toe sê hy vir hulle, gaan wag nou in Jerusalem. Vir wat? Vir die doping met die Heilige Gees. Hy noem dit die belofte van die Vader. Handelinge 1 staan dit duidelik, dit is die doping met die Heilige Gees. Gaan wag daarvoor. So, bekering het plaasgevind in Johannes 20 met die opstanding van Jesus. Hy verskyn aan hulle. Hulle bely Jesus met hulle mond as redder, so hulle is gered. Nou moet hulle gedoop word met die Heilige Gees. En dit is waarvoor hulle gewag het. Moenie dit probeer spring nie. Want jy sal sien, dis baie hard om te werk, om 'n getuie te wees, sonder dat jy krag het. Dan die sweet slaan jou uit. Jy moet getuig, jy wil getuig. Die mense sê, kom ons gaan getuig, doen straatwerk, maar jy voel, joh, en bid, nee, ek wil nie, slaan my maar oor, ek wil nie bid nie. Maar as jy eers gedoop is met die Heilige Gees, jy het krag om 'n getuie te wees, man. So, die Here het dit vir jou. Hy wil graag hê dat jy gedoop word met die Heilige Gees. Gedoop word in water. Hierdie goed is so belangrik. Jy sal sien, gemeentes wat nie die doping met die Heilige Gees beklemtoon nie. Hulle is kragtelose gemeentes. Ek maak 'n stelling, gaan kyk. Want jy moet krag ontvang om te getuig deur die doping met die Heilige Gees. Gemeentes wat nie die gawes van die Heilige Gees erken vir vandag nie, is kragteloos.